Goeienaand, liewe gemeente. Hartlik welkom ook vanaand hier in die huis van die Here met ons volgende Pinksterbidtuur. Ons tema vir hierdie week is die Heilige Gees laat ons lewe. En vanaand gaan ons spesifiek by hierdie woorde stil staan vanuit 1 Tessalonisense 1 uit. Het 'n boodskapie vandag gekry. Lucy, baie dankie daarvoor, waar u gesien het wat is die teksgedeelte vir vanaand. Ek wil tog maar vra dat u in hierdie week, as u onthou, bring u Bybel saam. Ons gaan na verskeie tekste so terugverwys en dan sit lekker om te kyk en dit saam te volg soos wat ons deur die bidtuur beweeg. So bring asseblief die Bybel saam gedurende die Pinksterbidture. Dan vanaand, jy moet onthou, daar stap 'n pot sop sommer nou in. Na afloop van die diens of die Pinksterbidtuur gaan drink ons 'n heerlike koppie sop en eet 'n broodjie saam. Dit is werklik 'n besondere geleentheid om so saam te kan kuier. Kom ons gebruik maar die tyd. Ons staan nie 'n uur lank nie. Ons drink 'n koppie sop saam, maar dis lekker om mekaar ook daar te sien. Kom ons raak stil voor die Here, voordat ons bidtuur begin, en ons gee net geleentheid dat elkeen van ons, net soos ons sit, kom ons raak so stil voor die Here. Want waar 2 of 3 in my naam vergader, daar is ek in hulle midde. Ons almagtige drie-enige God, hoe kosbaar is hierdie woorde vanuit die woord, want of ons net 'n handjie vol by mekaar is, en of ons hierdie kerkgebou vol sit, en of ons stoele na buite moet dra, dit maak nie saak nie. U is met ons, U is hier teenwoordig. U woon in ons harte deur die Heilige Gees, en vanaand kan ons in besondere tree verder gaan met hierdie tema, waar ons kan hoor, maar ons kan lewe. Dankie dat die genade, barmhartigheid en vrede van God onze Vader en Christus Jesus onze Here, deur die kragtige werking van die Heilige Gees, ook ons as gelowiges vanaand aanspreek, roep, leer en uitstuur. Ons bid dit, omdat ons vir U lief is, en ons U wil laat geskied. Amen. Wat 'n voorreg om saam 'n lied te kan sing, Gesang 235. Gesang 235 vers 1, 3 en 5. As ons kyk na die woorde van die 5de vers, laat Heer tot U getuienis, U woord wat ewig seker is, ons alles wees in vreugde en smart, die vaste ruspunt van ons hart. Hoor daardie woorde, die vaste ruspunt van ons hart. Kom ons gee net gou 'n oombliekie kans. Dit lyk asof daar iets fout is.
kom ons sing gesang 235 vers 1, dan ook vers 3, verskoning vers 1, 3 en 5 tot eer van die Here saam. Liewe gemeente, ons skriflesing uit die woord van die Here is vanaand vanuit 1 Tessalonisense 1. 1 Tessalonisense 1 en ons gaan saam lees vers 1 tot en met vers 10. In Tessalonisense 1. Paulus en Silvanus en Timotheus aan die gemeente van die Tessalonisense, wat in God die Vader en die Here Jesus Christus is. Genade vir julle en vrede van God ons Vader en die Here Jesus Christus. Ons dank God altyd oor julle almal as ons aan julle dink in ons gebede en onophoudelik in gedagte hou die werk van julle geloof en die arbeid van julle liefde en die lydsaamheid van julle hoop op ons Here Jesus Christus voor ons God en Vader. Omdat ons weet van julle verkiesing, broeders wat deur God bemin word, want ons evangelie het tot julle nie gekom in woord alleen nie, maar ook in krag en in die Heilige Gees en in die volle versekerdheid, soos julle weet hoe danig ons onder julle om julle ontwil gewees het. En julle het navolgers van ons geword en van die Here, deurdat julle die woord in baie verdrukking ontvang het met die blydskap van die Heilige Gees, sodat julle voorbeelde geword het vir die gelowiges in Macedonië en Achaïe. Want van julle uit het die woord van die Here weer klink, nie alleen in Macedonië en Achaïe nie, maar ook op elke plek het julle geloof in God uitgegaan, sodat ons nie nodig het om daar iets van te sê nie. Want hulle vertel self aangaande ons, watter ingang ons by julle gehad het, en hoe julle heel van die afgode bekeer het tot God, om die lewende en waaragtige God te dien, en sy seun uit die hemele te verwag, want wat hy uit die dode opgewek het, Jesus,
wat ons van die toekomstige toorn verlos. Tot sover lees ons saam uit die woord van die Here. Ons teksvers vanaand is vers 5. Want ons evangelie het tot julle nie gekom in woord alleen nie, maar ook in krag en in die Heilige Gees en in volle versekerdheid, soos julle weet hoe danig ons onder julle, om julle ontwil gewees het. Geliefdes in die Here Jesus Christus, net soos ons sit, kom ons raak stil voor die Here en ons bid saam. Ons almagtige drie-enige God, om u woord nou saam te kon lees. Dit is vir ons so belangrik om te kan bid en vra dat u ons harte sal oopbreek. Ons ore sal oopmaak. Dat hierdie woord wat so kragtig is, wat sny soos 'n tweesnydende swaard, ook vir ons duidelik sal wees vanaand. Dat wanneer ons hier uitgaan, kan ons dit nie ontken nie, ons kan nie doekies omdraai nie, ons kan nie sê, ons is nie seker nie. Want in hierdie gedeelte antwoord u so duidelik, wat u vir u kinders gee, en wat u van hulle verwag. Help ons om daardie antwoord vanaand te vind, en sodoende die lewe in u woord te kan laat helder skyn. Ons bid dit in u naam alleen. Amen. Liewe gemeente van ons Here Jesus Christus, hierdie woorde van Paulus staan soos 'n helder lig in 'n wêreld wat hulle hoop vestig op tydelike dinge, op rykdom, op invloed, op vermaak wat uitgesaai word en gekyk kan word. Selfs in godsdiens wat leeg geword het sonder die krag van God. En nou kan jy dalk vra, maar hoe is dit moontlik dat godsdiens leeg kan wees van die krag van God? Wanneer godsdiens deur die mens uitgevoer word vir die mens tot eer van die mens, hoe kan God die middelpunt daarvan vorm? Hier in ons geleesde gedeelte sien ons 'n gemeente. 'n Gemeente wat lewendig is. En hulle is nie lewendig in die sin van aktief en ywerig nie. Hulle is lewendig in Christus. Wat is die geheim van hierdie lewe? En as u net kyk na ons teksvers van vanaand, dan staan daar een sinnetjie met die woorde, maar ook in die krag en in die Heilige Gees en in volle versekerdheid. In die middel van hierdie vers, in die krag van die Heilige Gees. Vanaand se bidtuur wil ons bring om meer waardering te verstaan vir die werk van die Heilige Gees. Ja, ons het gisteraand gepraat oor die Heilige Gees wat God by ons teenwoordig maak. Maar vanaand wil ons op 'n punt kom om die vraag te kan antwoord. En elkeen van ons moet dit persoonlik antwoord. Is ek lewendig? Werklik lewendig in Christus?
Nie net godsdienstig nie, lewendig. Nie net getrou in woord wat ons sê nie, lewendig in daad wat ons leef. Want hierdie 10 verse is so gevul met die werking van die Heilige Gees, dat ons nie vir 'n oomblik sal kan terugdeins en sê, dis nie die waarheid nie. Die Gees bring vir ons nuwe lewe. En hierdie lewe is gevestig in die woord van die evangelie. Die Gees bring ons by 'n vrugbare lewe, 'n lewe gevul met blydskap in verdrukking. Die Gees bring ons uit by 'n vrugbare lewe van geloof, liefde en hoop. Maar die Gees bring ons uit by 'n gefokuste lewe in diens van God en wat leef met 'n verwagting op Christus. Net hierdie 4 dinge staan vir ons duidelik in hierdie gedeelte. Kom ons kyk daarna. Vers 4 sê, omdat ons weet van julle verkiesing broeders wat deur God bemin word. Hoe kan Paulus skryf en sê, maar hierdie mense aan wie hy hierdie brief skryf in Tessalonisense, dat hulle verkies is, en dat God hulle bemin op grond van daardie verkiesing. Kyk wat staan daar in ons teksvers. Want ons evangelie het tot julle nie gekom in woord alleen nie, maar ook in die krag en in die Heilige Gees en in volle versekerdheid, soos julle weet hoe danig ons onder julle om julle ontwil gewees het. Hoe sien ons die kragtige werking van die Heilige Gees? Waar begin dit vir ons? En as ons hierdie voorbeeld van hierdie 10 verse gebruik, dan kan ons mekaar sê, maar dit begin by die evangelie. Nêrens anders nie. By die woord van die evangelie wat gehoor word, maar wat ingang vind in ons harte. Dan word die evangelie 'n lewenswoord. Met ander woorde, 'n woord wat lewe gee. Wat doen die Heilige Gees met hierdie woord van die evangelie? Hy bring dit in ons hart. Maar dis soos 'n saadjie. En u sal onthou toe ons almal op skool was, een of ander tyd het jy daardie taak of eksperiment gedoen waar jy die watte in 'n bakkie gesit het met 'n boontjie put en die watte nat gehou en dan so met verwagting kyk jy gereeld en jy sien later hoe die worteltjie uit hierdie saadjie uitkom en hoe hy begin groei. En dis wat die Heilige Gees met die evangelie in ons harte doen. Dit bring ons sodat geloof gebore kan word. Dis dieselfde beginsel wat in Romeine 10 vers 17 staan. Die geloof is dus uit die gehoor en die gehoor is deur die woord van God. Ons het vir mekaar gisteraand gesê, jy kan die Bybel duisende kere deurlees, maar sonder die Heilige Gees gaan jy dit nie verstaan nie. Dit gaan nie vir jou geloof beteken nie. En hier sê ons mekaar, sonder die Gees sou selfs hierdie 10 verse net 'n mooi toespraak gewees het vir die gemeente van Tessalonisense. Net 'n mooi toespraak. Maar dan antwoord ons en ons sê nee, dit is nie. Dis deur die Gees. En dit stem saam oor die evangelie en dit stem saam oor die werk van die Heilige Gees en bind ons aan die lewende God. Aan die einde van vers 3 staan daar dat ons die hoop op ons Here Jesus Christus voor ons God en Vader en dat ons op daardie hoop met geduld kan wag.
Hulle het nie net die boodskap gehoor nie, maar hulle het agtergekom, en dis wat die gedeelte verder van ons sê in vers 10, hulle het Jesus begin verwag. Dit het nie meer net gegaan oor die woorde nie, dit het nou oor Jesus gegaan, oor die toekomsverwagting wat in hulle harte geplant is. Hoekom het hulle harte so verander? Want dit is die Heilige Gees wat ons harte neem en ons wederbaar. Wat hierdie hart van klip verander na 'n hart van vlees toe. Wat die woorde waarmee Nikodemus geworstel het in Johannes 3, verander na woorde wat ons verstaan. Die Here Jesus het vir Nikodemus gesê, as jy nie weer gebore word nie, sal jy nie gered word nie. En dan redeneer Nikodemus tipies soos mens, maar hoe kan ek in my moeder se skoot teruggaan? Hoe kan ek weer gebore word? En dan sê die Here Jesus vir hom, as iemand nie gebore word uit water en gees nie, en let mooi op, gees met 'n hoofletter, kan hy die koninkryk van God nie sien nie. Daarom sê ons vanaand vir mekaar, die Heilige Gees is die een wat lewe gee. Hy maak lewend wat dood is. Hy versag wat hard is. Hy maak ons deel van die verlossing van Christus, dat ons persoonlik kan opstaan en sê, die Here Jesus het vir my aan die kruis gesterf. 'n Persoonlike belydenis vir elkeen van ons. Waar die evangelie in waarheid verkondig word en die Gees dit laat insink, daar word mense lewendig in Christus. Maar dan bring die Gees 'n vrugbare lewe met geloof, hoop en liefde in elkeen van ons. As ons kyk na vers 2 en 3, dan sê Paulus, ons dank God altyd oor julle almal as ons aan julle dink in ons gebede, en onophoudelik in gedagte hou die werk van julle geloof, en die arbeid van julle liefde, en die lydsaamheid van julle hoop op ons Here Jesus Christus, voor onse God en Vader. Hoor u hierdie 3 woorde, geloof, liefde en hoop. Weer klink die woorde van 1 Korintiërs 13 in die gedagtes. En 1 Korintiërs 13 wat juis gaan oor God se liefde, hoe volmaak daar die liefde is. En hierdie woorde, hulle is aktief, hulle is nie passief nie. Hoekom kan ons dit sê? Geloof groei, dit staan nie stil nie. Geloof word sterker, dit dra vrug. Dit lewe. Dit word aktief in vertroue, gehoorsaamheid en werksaamhede. Liefde bly nie maar net 'n blote gevoel nie. Iemand het een keer gesê, liefde is 'n gevoel wanneer jy voel dat jy iemand lief het wat jy nog nooit die gevoel beleef het nie. En dan bly dit by gevoel. Dis nie ware liefde nie. Ware liefde bring diens. Dit bring opoffering. Ja, dit bring moeite na vore wat in blydskap uitgevoer word. Maar dan die hoop, om te volhard in die hoop. Hoop wat nie maar net wensdenkery is nie. Het u al gesien hoe maklik ons as mens kan hoop op iets wat 'n mens dink, maar dis onmoontlik. Kom ons gebruik 'n voorbeeld. Iemand hoop om 'n miljardêr te wees, maar hy doen niks nie, hy werk nie. Wat is die kans dat hy dit gaan word? Dan kan ons sê, maar dis wensdenkery.
Maar die hoop wat hiervan gepraat word, dit is vasberadenheid in die geloof. Maar dis hoop wat verander word van die tydelike na die ewige. Dis wat hierdie gemeente ook beleef het. Hulle het van dit wat rondom hulle plaasgevind het, geskuif na om Christus te verwag. En dis die hoop waarin hulle leef. En waar kom hierdie 3 sake vandaan van geloof, hoop en liefde? Het u al Galasiërs 5 vers 22 gelees? Die vrug van die Gees. Dat die vrug van die Gees liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid is, sagmoedigheid, nederigheid. Die Gees wat nuwe lewe gee, maar die Gees wat ook 'n nuwe lewenspad gee. So dit wil sê die Gees wat lewensrigting gee. En dit stop nie by wedergeboorte soos ons vroeër gesê het nie. Die Gees bring ons uit by heiligmaking. Nou wat is heiligmaking? Dis daaglikse bekering. Hoe kan daaglikse bekering meer eenvoudig verduidelik word? Dit is om elke dag jou skuld voor God te bely. Om elke dag voor God te bely en te sê, maar Here, ek staan skuldig voor U want ek het verkeerd gedoen in U oë. Soos hierdie Tessalonisense gehoor het en geglo het hulle ook verander. Hulle het geword en geleef na die beeld van Christus. Hulle het 'n nuwe rigting ingeslaan. En dit is baie belangrik om dit raak te sien. Die Heilige Gees werk nie net in ons harte dat ons in die hemel kan kom nie. Hoor mooi die woorde. Die Heilige Gees werk nie net in ons harte dat ons in die hemel kan kom nie. Wat het die Heilige Gees in hulle harte hier gedoen? Hy het hulle selfliefde verander en hulle selfliefde vir afgode gebring dat hulle dit afsterf en hulle bekeer, hulle rug daarop draai. Hulle het geloof in Christus ontwikkel, liefde vir mekaar, hoop op die wederkoms. En die Gees doen dit volhardend met blydskap, al is daar verdrukking wat plaasvind. Geliefdes in die Here Jesus Christus, hier is iets besonders wat ons vanaand gaan aanraak. Hulle het die verdrukking aanvaar met blydskap. Nou kan ons mekaar die vraag vra, maar hoe is dit moontlik? Hoe kan iemand verdrukking swaar kry aanvaar met blydskap? En dit is eintlik baie eenvoudig. Die wêreld gee blydskap in wanneer dit goed gaan. Maar die Gees gee blydskap ten spyte daarvan dat dit swaar gaan. Die Gees gee blydskap in die tye wat ons moedeloos en magteloos voel. Maar die geheim is dat jy dan in die Gees lewe. En dan sê ons nie vir mekaar, ons gaan nooit swaar kry nie, ons sê juis vir mekaar, om met blydskap in Christus te leef, selfs in verdrukking. En hierdie blydskap is eintlik bonatuurlik, want dit is nie oppervlakkig van aard nie, dit is nie maar net ek voel beter en nou is ek bly nie. Kyk wat staan daar in ons teksvers, maar ook in die krag en in die Heilige Gees en in volle versekerdheid. So dit gaan oor innerlike sekerheid wat jy beleef. Innerlike sekerheid dat jy aan God behoort, dat Christus jou liefhet, dat jou lyding nie verniet is nie,
en dat jou blydskap in die Heilige Gees is. In Romeine 5 word hierdie verdrukking ook verduidelik, maar die antwoord daarvan word beskryf in hoop. En dit is in die 5de vers, en die hoop beskaam nie, omdat die liefde van God in ons harte uitgestort is, deur die Heilige Gees, wat aan ons gegee is. Hoor u hoekom die hoop? Hoe staan die hoop sentraal in 'n kind van God se lewe? Nie op grond van wat hy gelukkig vind rondom hom nie, maar wat hy gelukkig vind in God. Hierdie gelowiges het volhard gebly in die geloof. Al was dit moeilik. Maar dan bring die Gees ons ook by 'n gefokuste lewe uit. In diens aan God, maar soos ons teksverse ook sê in vers 9 en 10, in die wag op Christus. As ons kyk na vers 9 en 10, dan staan daar, want hulle vertel self aangaande ons, watter ingang ons by julle gehad het, en hoe julle heel van die afgode bekeer het tot God, om die lewende en waaragtige God te dien, en sy seun uit die hemele te verwag, wat hy uit die dode opgewek het, Jesus, wat ons van die toekomstige toorn verlos. Ons gaan weer sê, die Heilige Gees verander nie net ons hart nie, hy verander ons rigting. Hy verander ons toekomsvisie. Nou word Christus verwag, maar as verlosser. Die Heilige Gees is die een wat ons op Christus rig. En daarom, om te glo in Jesus Christus is nie maar net 'n bonatuurlike emosie wat plaasvind nie, of buitengewone ervarings of wonderwerke wat plaasvind en nou glo ons nie. Nee. Dit is die Gees wat ons in diens van gehoorsaamheid bring, om te wag op Jesus Christus. Dis die Heilige Gees wat ons bind aan Christus. Dis die Heilige Gees wat ons vorm na die beeld van Christus. Dis die Heilige Gees wat ons vashou in Christus. En weet jy wat doen daardie rigting in ons lewe dan? Dit gee sin in ons lewens. Dit gee die hoop waarin ons kan leef. Dit gee die dag van môre, dat ons kan sê, ons lewe tot eer van God, maak nie saak wat nie. Nou kom ons vra weer die vraag vir mekaar af waar ons begin het. Is ek lewendig in Christus? Hoe kan ons hierdie vraag antwoord? Het ek die evangelie vanaand gehoor, maar gehoor met geloof in my hart? Streef ek daarna om die vrug van die Gees in my hart te dra, geloof, hoop en liefde? Is daar nog by ons blydskap in ons harte oor in moeilike tye, in swaar kry? Streef ons ook daarna om ons rigting te verander, weg van die afgode, weg van die sonde, terug na Christus? As ons antwoord ja is, dan is dit die Heilige Gees wat jou laat lewe. Dan werk die Heilige Gees in jou hart en jy kan die Here prys en loof daarvoor. En as jy vanaand moet antwoord en sê,
ek weet nie of ek werklik lewe nie, ek is nie seker of ek kan ja antwoord nie. Hoor die uitnodiging. Hoor die evangelie van Jesus Christus. Hy roep jou deur sy gees. Hy gee sy liefde vir jou. Mag ons as gelowiges, soos hierdie gemeente in Tessalonisense bekend staan as mense wat lewendig is in die Heilige Gees. Mense wat nie net godsdienstig is nie, maar werklik lewendig is. Mense wat die Here wil dien. Mense wat gehoorsaam wil wees aan Christus. Maar mense wat soos vers 5 vir ons sê, wat die evangelie gehoor het. Wat lewend geword het in die krag van die Heilige Gees. Wat sekerheid ervaar. En dan wat weet ons leef in die drie-enige God, Vader, Seun en Heilige Gees. Weer 'n bewys van die drie-eenheid soos gisteraand. Dat ons so die Here kan dien. Amen. Liewe gemeente, ons het altyd maar die gebruik gehad, ons gee geleentheid vir wie 'n gebed wil doen, en soos jy weet, dit het maar altyd op 'n punt gekom, dat 2 of 3 manne wat altyd bid, maar altyd bid. En ons het maar op 'n punt gekom, en ek persoonlik dink dit is van meer waarde, dat elkeen van ons vanaand, persoonlik daar waar ons sit, bid tot die Here. Maar kom ons bid vir 3 dinge. Die eerste ding is, dat ons in die geloof die evangelie sal hoor. Die tweede ding is, dat ons die werking van die Heilige Gees sal raak sien in ons lewens. Maar die derde ding is, dat daardie verwagting van die toekoms, dat Jesus moet kom, sal groei in ons harte. So kom ons bid vir hierdie 3 dinge, en ek gaan 'n paar minute tyd gee, dat ons so stil raak voor die Here, dan sal ek vir ons ook 'n gebed saam doen. Kom ons raak stil voor die Here.
ons almagtige drie-enige God. U het elke gebed gehoor wat vanaand in hierdie kerkgebou gebid is. U ken elkeen van ons harte. En vanaand wil ons bid en ons wil vra dat U deur die Heilige Gees ons nog meer bewus sal maak van dit wat ons in ons lewens verkeerd doen. Sodat ons dit kan bely, kan streef daarna om dit nie meer te doen nie. En dat U verlossing vir ons die dierste prys sal betaal wat ons verstaan. Want Here Jesus, U het U lewe gegee vir ons. Ons wil vra dat U ons sal help en sal lei, dat ons nooit godsdiens sal speel nie. Maar dat ons ware gelowiges sal wees. Wat tot geloof gekom het, omdat ons die evangelie gehoor het en verstaan, deur die Heilige Gees, wat het in ons harte geplant en laat groei het. Dat ons weet, ons harte is verander, om te kan glo. En ons het dit nie gedoen nie. Ons is nie in staat om dit te kan verrig nie. U het dit gedoen. U het vir ons die lewe kom gee. Skep in ons daardie verwagting, dat ons wil uitroep en sê, Here Jesus, kom gou. Kom gou en kom haal U kinders. Van die wêreld daar buite wat normes en waardes aanbetref, is besig om uitmekaar uit te val. Die mens en sy regte word bo U gestel. En as die mens nie voel nie, dan wil die mens nie glo nie. Help ons dat ons altyd sal verstaan, nee. Ons lig skyn nie oor ons gevoel nie, ons lig skyn oor U wat die lig is. En solank as wat ons wag, maak ons ligdraers in die wêreld daar buite, stuur ons uit om die evangelie te gaan vertel, sodat mense dit kan hoor. En as dit U wil is, dat U hulle ook leer wat die waarheid is. Wees met elkeen van ons wanneer ons vanaand huis toe gaan. Bring ons veilig by ons huise uit as dit U wil is. Skenk aan ons 'n soete nagrus. En mag U ons môre aand weer terugbring om te kom luister na U woord. En dat U woord die middelpunt sal wees van elke Pinksterbidtuur hierdie week. Want U woord is die waarheid en ons glo daarin met alles in ons. Dankie dat U ons nie net geestelik versorg nie, maar waar ons ook hierna 'n koppie sop kan gaan geniet, waar ons liggaamlik versorg word, en met dankbare harte kan dankie sê, vir ook dit wat ons saam kan geniet. Ons loof en prys U groote naam, dat ons weer vanaand kon hoor, hoe lief U ons het. Daarom bid ons dit in die naam van Jesus Christus, ons Here. Amen.
Geliefdes in die Here Jesus Christus, ons het verlede jaar of die jaar voor dit, ek kan nie onthou wanneer het ons daarmee begin nie, het ons die besluit geneem, ons gaan 'n kollekte opneem in die kerk tydens Pinksterbidure, en die rede daarvoor is, ons het elke jaar maar iets wat ons kies waarvoor dit gaan, en die sending en evangelisasie kommissie besluit daaroor, en hulle het die besluit geneem dat hierdie jaar gaan ons dit vir ons gemeente gee. Ons trek swaar wat ons finansies aanbetref, en ons wil ook op so 'n manier ons gemeente help en bystaan. So hierdie gawe wat ons vanaand en elke aand gaan gee, gaan ook vir ons gemeente dan gaan. Ons kry nou geleentheid om ook so 'n dankoffer te kan gee. Liewe gemeente, kom ons sing met dankbare harte Gesang 229. Gesang 229, en ons gaan al 3 die verse saam sing. Gees van God, o Gees van lewe, ware God van ewigheid, laat ons nooit u wil weerstrewe, lei ons tot gehoorsaamheid. Stel ons in u diens al meer, wil u self u kerk regeer. Kom ons sing vers 1, 2 en 3 tot eer van die Here saam.
Geliefdes in die Here Jesus Christus, ontvang die seën van die Here. Gaan leef in vrede, omdat dit die Heilige Gees is wat ons laat lewe. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap met die Heilige Gees bly met ons elkeen. Amen.